Ons is 3/4 in die jaar en miskien voel jy bietjie moeg, miskien voel jy bietjie uitgeput, miskien voel jy dalk het dit deur jou kop gegaan om tou op te gooi en op te hou, moed op te gee en net niks te doen nie. Maar ek wil jou vandag net bemoedig en ek wil jou aanspoor en ek wil vir jou sê volhard. Cody Carnes is 'n sanger en hy sing 'n liedjie. Hy sê oor God, hy sê you are good and you can only be good. You can't be anything else. Dinge gebeur, die lewe raak is partykeer moeilik, daar's teëspoed. Maar partykeer laat God toe dat ons deur moeilike tye gaan. Ek sê nie alles wat van hom afkom is, maar soos 'n goeie pa, hy's 'n goeie pa met goeie intensies, laat hy toe dat ons deur dinge gaan en dan het ons nodig om te volhard. Daar's seisoene van dissipline baie keer. Daar's 'n opvoedingsprogram en in daai, as ons deur daai seisoen gaan en saam met God gaan as ons Vader, dan is die resultaat volharding. Dit kweek volharding. En volharding is 'n baie belangrike deel van ons pad saam met God. Ek het twee nuwe Jack Russelltjies. Ek is baie lief vir hulle. Hulle is die cuteste goed onder die son, maar ek moet hulle baie sterk dissiplineer op die oomblik. Dit is 'n seisoen van dissipline want hulle tande juk en hulle is jonk en vol energie. Hulle vreet my goed op en kussings op en wat. So dit is nogal 'n redelike opvoedingsprogram, intens. En dit sal altyd deel wees, maar ek is nog steeds hulle eienaar. Hou van hulle, ek is lief vir hulle en ek sal sorg dat alles met hulle goed gaan. En ek wil net, dis een van die grootste geskenke is die geskenk van volharding en wanneer ons deur 'n seisoen van dissipline gaan. En die Hebreërs skrywer hy sê, Hebreërs 10 vers 36, hy sê wat julle nodig het is om te volhard sodat julle kan voortgaan om God se wil te gehoorsaam, dan sal julle ontvang wat God beloof het. Dis baie belangrik. So die Hebreërs skrywer kom en hy skryf vir hierdie klomp gelowiges. Hulle is besig om vervolg te word. Hulle wil net moed opgee. Op hierdie pad saam met Jesus is nie al 'n gemaklike pad nie, maar hulle wil net moed opgee. En dan kom die Hebreërs skrywer en hy sê hierdie opvoedingsprogram van God, julle moet volhard. God wil volharding sien en ons moet. Jesus het volhard. Uit die kruis het hy deurstaan vir ons onthaal. Maar dan sê hy, Hebreërs 12 vers 6, God se dissipline wat hy toelaat in ons lewe is 'n teken dat hy ons liefhet. God se dissipline is 'n teken van sy liefde. Hy dissiplineer en tugtig die wat hy liefhet. Hebreërs 12 vers 6. Jy kan maar lees. En Hebreërs 12 vers 7 sê, moeilike tye of dissipline, wanneer dit oor ons pad kom, of wanneer God dit toelaat, wanneer hy ons tugtig, dis eintlik 'n bevestiging van ons kindskap, dat ons kinders van God is. Lees bietjie Hebreërs 12 vers 7. En dan Hebreërs 12 vers 13 sê, hy sit ons deur hierdie opvoedingsprogram baie keer vir ons eie beswil, sodat ons deel kan hê aan die lewe wat hy aan deel het, sodat ons die goeie kan beleef en dat ons kan deel hê aan sy tipe lewe. So, volharding, ons is 3/4 jaar in. Kom ons bly op die pad en ons hou ons oë op Jesus. Handelinge 14 vers 22 sê, ons sal eers deur baie verdrukking moet gaan voordat ons in die koninkryk van God kom. Daar is moeilike tye. 2 Timoteus 2 vers 3 sê, Paulus hy sê, verduur saam met my lyding soos 'n goeie soldaat, ons moet kan volhard. Lukas 21 vers 19 sê, deur julle volharding sal julle lewe behou. So, volhard, dis my boodskap in kort. Hierdie week fokus ook ons 'n bietjie op dit en ons gaan die vrugte daarvan pluk. Die Here is getrou en hy het genade vir jou. Seën vir jou vir hierdie dag.